Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Vrydag 26 Junie vir verdere studie. Die volgende aanhalings gaan ons lees uit Ellen G. White, The Faith I Live By, bladsy 363. Die godsdiens van Christus ontvang ons alleenlik deur die woord van God as die brood van die lewe te eet. Daarsonder is toegang tot die godsstad verbode. As ons slegs aardse kos geëet en 'n smaak vir wêreldse dinge ontwikkel het, sal ons nie eendag gereed wees vir die hemel nie. Sal ons nie die skoon en verhewe atmosfeer wat oral oor in die hemel te vind is, kan indrink en waardeer nie. Die engelstemme en die harpmusiek sal onbevredigend wees. Die wetenskap wat in die hemel bedryf word, sal ons verstande te bowe gaan. Na die geregtigheid van Christus moet ons eerder honger en dors. Deur die transformerende invloed van sy genade moet ons gevorm en herskep word, sodat ons geskik is om saam met die engele deel van die hemelse gemeenskap te wees. Dan sal die nasies geen ander wet as die hemelse kan hê nie. Saam is ons dan 'n hemelse gesin, verenig en gelukkig, geklee in danksegging en lofprysing tot God. Oor daardie pragttoneel sing die sterre saam. Die seuns en dogters van God roep vreugdevol uit, terwyl God en Christus by mekaar aansluit en triomfantlik verklaar, sonde en die dood sal daar nie meer wees nie. Die gewoonte wat ons behoort aan te kweek, is om in kontak met die hemel, in aanraking met daardie wonderskone tuiste te kom. Praat oor daardie lewe, 'n lewe wat so lank as God se lewensduur sal voortbestaan. Al hierdie dinge sal al jou beproewings en probleme verdwerg, totdat jy daarvan vergeet het. Laat ons verstande aanklank by God vind. Ellen G. White, The Faith I Live By, bladsy 363. Vrae vir bespreking. Vraag nommer 1. Luister of lees Ellen G. White se beskrywing van die hemel wat sy in 'n visioen ontvang het in Early Writings, bladsy 14 tot 20. Watter gedeelte is vir jou die treffendste? Vraag nommer 2. Watter aspek van hierdie kwartaal se lesse wil jy die graagste onthou, sodat jou bande met God sterk kan bly, totdat jy op daardie blye dag vir Jesus van aangesig tot aangesig sien? Vraag nommer 3. Die boodskap oor die hemel bring hoop. Wie ken jy wat dringend daardie goeie nuus moet hoor? Verbind jou daartoe om daardie persoon so gou as moontlik daarvan te vertel en onthou net, die wederkomshoop kan mens slegs met iemand deel as jy dit self ook koester. Ter opsomming. Mag ons, terwyl ons oë op die hemel en ons heiland gefestig hou, ook die volgende doen. Filippense 1 vers 6. Ek is veral ook daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit einduit sal voer en dit sal volëindig op die dag wanneer Christus Jesus kom. Filippense 1 vers 6. God het die eerste skuif gemaak, sodat ons 'n verhouding met hom kan hê. Hy is ook die een wat die laaste skuif maak, deur daardie boesemvriendskap te vervolmaak. Mag ons, na mate ons daardie blye dag wag, toeneem in liefde en geloof, terwyl ons gemoedsrits uitsluitlik op die geregtigheid van Christus berus, wat ons deur die geloof toegereken word. Kom ons sluit af met gebed. Liewe Vader, ons dankie vir die tyd wat ons kon deurbring in U woord, en ons dankie, liewe Vader, dat U getrou is en dat U ons nooit alleen laat nie. Terwyl ons die les van hierdie week oordink, vra ons dat U ons asseblief mag help om te volhard in ons geloof en elke dag nader aan U te leef.
Vader, gee ons asseblief die krag om standvastig te bly te midde van beproewings en wysheid om op U te vertrou wanneer die pad moeilik raak en geduld om getrou te bly totdat die dag aanbreek wat U ons kom haal. Bewaar asseblief ons harte en versterk ons hoop dat ons oë gefestig mag hou op Jesus, die begin en die volëinder van ons geloof. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen.